Goeiedag. Ons kyk weer na die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus, bykans 2000 jaar terug gebeur het. En wat hierdie blye boodskap is, dit wat ons het, in die groot werklikheid toe ons gaan kyk, toe hierdie groot God 'n absolute werklikheid gedoen het om te doen wat die Ou Testament van die mens verwag het, naamlik die loon van die sonde is die dood, dat Jesus Christus gekom het en vir elke mens gesterf het. En hy sê dit baie, baie mooi in die skrif, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, sodat die wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Maar dit is so belangrik, die wat in hom glo, met ander woorde, dit gee vir jou die keuse. Hy het jou so lief gehad, hy het hierdie werklikheid vir jou gegee. Jou hele werklikheid is die aanvaarding daarvan. En dan sit 'n mens baie keer en wonder, is my lewe reg? Veral as al hierdie winde van lering kom en situasies en goed aangekondig word, dan sit 'n mens baie keer, dan sit baie mense in twyfel, is ek nou reg of is ek nie reg nie? Wat van as dit nou die wederkoms is? Wat van as ek dalk net vandag moet sterf? Waar gaan ek heen? Dis so belangrik dat 'n mens sekerheid moet hê in hierdie lewe. En ek het baie gedink aan dit, dat ons is gees, siel, liggaam. God het die mens geskape in Genesis, gemaak in sy beeldnis en gelykenis, en hy het gegaan en hy het die mens later geformeer en sy asem daarin geplaas, en die mens het 'n lewende siel geword. So dis baie, baie belangrik, dat ons gaan kyk, dat 'n mens seker wees, want as ons eendag die aarde verlaat het, is daar nie meer geleentheid om keuses uit te oefen nie. So al die keuses wat ons het, moet ons hierdie kant uitoefen, en belangrik is dit, keuse kan 'n mens net maak op grond van kennis. As jy nie kennis het nie, kan jy die regte keuses maak nie. Nou, vir my het ek gaan kyk, ek dink baie keer in prentjies, en dan maak dit baie keer duideliker vir my. Ek gaan dink aan 'n voorbeeld, en ek dink toe daaraan, dat dit soos 'n legkaart moet wees, 'n puzzle, wat jy vat en hy het mos punte, en hy moet kan inpas. En ek sit en dink daaraan, hierdie punte waar hy moet inpas, want ons is nou gees, siel en liggaam, is alles nou in plek? Want as die puzzle nie inpas nie, dan is die legkaart nie voltooi nie, dan is ek dalk nie deel van die prentjie nie. Ek het nie lekker by 'n punt uitgekom wat ek dit kan maak nie, want 'n goeie natuurlike voorbeeld is nog steeds 'n baie slegte geestelike voorbeeld. En ek dink toe later aan die situasie van hierdie bal. Vir die kinders, jy koop so 'n bal, dan het hy verskillende gate in, en dan het hy verskillende voorwerpe, en dan moet hy die voorwerpe in daai gat inpas, en as hy pas, dan gaan hy binne, en dan is hy binne in hierdie bal. En ek dink toe daaraan, dit is die werklikheid vir ons met die geestelike, is dat om eendag die hemel in te gaan, om die ewige lewe te kan hê, moet jy inpas daar. Nou gaan kyk ek na hierdie skrifgie in 1 Tessalonisense 5 vers 23, hy sê, mag hy, die God van julle vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Nou sien ek hier dat dit moet al daardie goed moet in 'n werklikheid wees vir ons om hierdie ewige lewe in te gaan. Nou sien ons dat wat het met die mens gebeur? Die mens was gees, siel, liggaam, hy was beeldnis en gelykenis, en God het vir die mens gesê, jy kan van die boom van die lewe eet, maar van die boom van kennis van goed en kwaad mag jy nie eet nie. Want dit is 'n onwerklikheid vir die mense. God het die mens gewaarsku. Die mens gaan en hy eet van daardie boom van kennis van goed en kwaad. Met ander woorde, en hy sterf geestelik. Onthou, Genesis 4 lees ons dat die mens het kinders gehad en aangaan, so in die natuur, sy liggaam en sy denke het nog steeds aangegaan, maar hy het sy werklikheid van die bron, naamlik God, wat gees is, het hy verloor, en hy het vlees geword. Maar die vlees is eintlik 'n onwerklikheid wat die vyand vir die mens voorgestel het, wat hy hom kan bied, maar die vyand het niks gehad nie, hy was 'n gevalle engel. So die mens was geskape as 'n is-mens, die vlees is 'n doen-mens. Hy sê vir die mens, God sê, jy is soos hy, die vyand sê, nee, as jy iets doen, kan jy word soos God. En dit is waarin ons vasgehaak het, tot vandag is, meeste van die mense, en selfs Christene, is so besig met die doen-mens, met ander woorde met die vlees. Die werklikheid is dat God is gees,
en dat die werklikheid wat hy vir ons kom skenk het, was gees gewees. So nou sit ons met dit, dat die hele werklikheid is dan eintlik 'n counterfeit, want die mens het probeer om in hierdie werklikheid in te gaan. Nou beskryf Romeine 3 dit vir ons, en Romeine 7 het die mens deur die Ou Testament probeer om hierdie werklikheid te verkry. Hulle bou torings, hulle opbring offerhande. Hulle het daar gesit soos daai kleintjie sit en hy daai vormpie gesoek. Waar gaan hierdie vormpie inpas? En oralste dan lyk dit amper so, maar dan is daar 'n hoekie kort of hy's rond en die ander een het hoeke. En so daai kleintjie gesit het. Dis hoe die mense in die Ou Testament gelyk het. Klink half belaglik, maar hy kon nie inpas in hierdie werklikheid nie. Hy doen sy beste en dan val hy. Dawid byvoorbeeld, Abraham, al daai mense, hulle kon nie by daai werklikheid uitkom nie. Nou dit is waarvan Paulus in Romeine 7 praat, en praat hy oor die mens wat onder die vlees was, die doenmens. Hy sê, ek spreek met julle soos mense wat die wet ken. Hy gaan deur dit en hy praat van hierdie onwerklikheid wat mense tot vandag toe nog aanhaal, dan sê hulle, dis hoe ons maar net is. Dis nie hoe jy maar net is nie, want God het in Christus jou ou mens weggevat, dis waaroor die hele Romeine 6 gaan. God het die ou mens weggevat, hy het vir jou 'n nuwe lewe gegee, naamlik Jesus Christus. Dis waaroor dit gaan, en dan praat hy hierso in byvoorbeeld vers 19 Romeine 7, want die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Maar as ek doen wat ek nie wil doen nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon. Hy probeer daai puzzle pas en hy sien, hy probeer, maar hy kom nie in nie. En dan kom hy met hierdie werklikheid in vers 24. Hy sê, ek, elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Ander woorde, sy uitroep is, hoe sal ek inpas in hierdie ewige lewe in? En ek het alles probeer en ek kan nie. Dan kom hy dan sê ek, dank God deur Christus ons Here. Hy dank God vir dit wat Jesus Christus gedoen het. Dit is Romeine 7. Dan gaan hy na Romeine 8 toe, dan sê hy, daar is nou geen veroordeling meer vir ons wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wet van die gees van die lewe van Christus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Want God het, nie kan nie, nie sal nie, hy het, wat vir die wet onmoontlik was, vir jou werke, jou pogings om in te gaan in die ewige lewe, om in die hemel in te gaan, wat onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur die ou natuur, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde, om die sonde te veroordeel in die vlees, sodat die reg van die wet vervul kan word in die mens, wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Dan gaan hy verder en sê, vers 7, hy sê, omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. Wat is die vlees? Die vlees is jou pogings om 'n beter mens te word, jou pogings om aanvaarbaar te word vir God. Hy sê dit kan nie. Hy gaan verder en sê hierso, en die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Gaan lees Hebreërs 9 en Hebreërs 10, dan sien jy dat hierdie offerhande is. God sê, dit het my nie behaag nie. Hy wou dit nie gehad het nie. En dan sien jy daai werklikheid. Hy sê, maar julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees, as naamlik die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Anderwoorde, as jy nie die gees het nie, dan kan jy nie ingaan in daai werklikheid nie. Mense, dis baie belangrik. So God het gekom en hy het ons hierdie werklikheid gegee. So lief het God die wêreld gehad dat jy nou die ewige lewe kan hê. Maar hoe gaan jy daai ewige lewe in? God het vir ons 'n paar geskenke kom gee aan die kruis in Christus Jesus. Nou kom ons gaan kyk na die heel eerste geskenkie wat hy vir ons gegee het. Ek gaan net vry aanhaal. Gaan lees dit gerus. Hy sê 2 Korintiërs 5 vers 15, as een vir almal gesterf het, dan het almal gesterf, en hy het vir almal gesterf, sodat die wat leef nie meer vir hulle self leef nie, maar vir die een wat vir hulle gesterf het en opgewek is. So wat is die heel eerste geskenk wat God vir ons gegee het? Wat is die grootste guns wat God vir ons gedoen het? En dit is om te sterf. Dat jou ou mens afgesterf het. Met ander woorde, dit is daai vakante pos. Met ander woorde, toe die mens geestelik sterf, toe word hy vlees, maar die vlees was 'n leuen.
En dis hoekom die sielsdimensie die werk moes doen. So hy was eintlik hierdie vlees, siel en liggaam, maar die vlees was alleen gewees. So die vlees moes toe die job doen, wat die gees eintlik moes doen, maar hy was nie heeltemal gemaak daarvoor nie. En dis hoekom die mense so was. Maar God kom in Christus en hy maak daai vleesnatuur dood. Hy bring 'n einde aan die vleesnatuur, dit wat die duiwel vir die mens voorgehou het. Met ander woorde, Galasiërs 2 vers 20 sê, ek is saam met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, maar die lewe wat ek nou leef, leef ek in die geloof van die Seun van God, wat my lief gehad het. Mense, dis uiters belangrik, kom ons kyk net, ek wil nie hieroor praat nie, maar dis belangrik om te sien, wat is die eerste geskenk wat God vir ons gegee het? Romeine 6, kom ons kyk net daar, hy sê, want ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek het, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Dis die tweede geskenk, daai nuwe lewe. Maar kom ons kyk net gou na die eerste geskenk. Want as ons met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees aan sy opstanding. Hy sê telke male, baie mense het al raak gesien dat Christus het vir my gesterf. Vra vir mense, dan sê hulle, Christus het vir my gesterf. Maar hy het nie net vir jou gesterf en jou daar gelos nie. Daar was nog 'n werklikheid saam met dit, en dit is die opstanding. En wat het hy gedoen met die opstanding? Hy het nie jou ou lewe vir jou gegee nie, sodat hy jou nou in staat gestel het om beter mens te word, of beter te kan lewe nie. Nee, dis nie wat hy gedoen het nie. Hy het vir jou 'n nuwe lewe gegee, naamlik sy lewe. Kyk hierso, hy sê, soos wat ons gelykvormig geword het aan sy sterwe, is ons gelykvormig aan sy opstanding. 1 Johannes 4 vers 17 sê, as he is, so are we in this world. Nie eendag in die ewige lewe nie. Hy sê, aangesien ons dit weet dat ons die ou mens saamgekruisig is, so die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. Daai sondige mens is afgesterf, want onthou, die sondige mens, dis die ou mens wat gesterf het, wat kom van die sondeval. Nou as Christus dit nie reg gemaak het nie, ek meen dan is ons maar nog steeds in ons sonde, en dit is wat 1 Korintiërs 15 vir ons sê, so van vers 19 tot 21, ek wil nie daar gaan nie. Hy sê as Christus nie opgestaan het nie, dan is ons nog steeds in ons sonde, maar hy het opgestaan. En ons is nie meer in ons sonde nie. Want hy wat gesterf het, is geregverdig van sonde. Vers 8, as ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Mense, so die eerste en die tweede geskenk loop hand aan hand in die kruis, dat Christus het vir ons gesterwe, ons was binne in hom. Die Engels praat, he died as us. Hy het as ons gesterf, want hy moes nie sterf nie. Mense, dis fantasties, as 'n ding. As ek moes sterf en betaal vir my sonde, dan was ek woeps weg. Maar God het ons in Christus gesit. Aan hom, sê Johannes 10, is die mag gegee om deur die dood te gaan. Hy gaan deur die dood, wetlike transaksie is afgehandel, en ek staan op, as die tweede geskenk wat God vir ons gegee het, is 'n nuwe lewe. Dit het ons daar gelees. Hoor wat sê 2 Korintiërs 5 wat ek mee begin het, vers 15, as een van almal gesterf het, dan het almal gesterf. Vers 16 sê, daarom sien ons niemand meer na die vlees nie. Hy sê, al het ons Christus na die vlees gesien, sien ons hom tog nie meer so nie. Vers 17, daarom 'n uitroep. As iemand in Christus is hy 'n splinter nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, alles het nuut geword. Nie net dit wat jy dink is nuut, of wat jy probeer verander, of dit wat sigbaar in jou lewe is nie. Kyk, alles het nuut geword. En dis die nuwe lewe wat jy het. Nou moet jy gaan, en die vorige lering het ons daaroor gepraat, dat jy moet jou denke begin vernuwe na die nuwe mens wat jy is. Hoe word jou denke vernuwe? Geloof kom deur die gehoor, gehoor deur die woord van God. Mense, dit is absoluut so belangrik, dat God het vir ons die nuwe lewe gegee, en dit is gees. Die voorwerpie lyk soos die gaatjie, hy kan daar ingaan, in daardie bal waarvan ek in die begin gepraat het. Hy pas presies, hy's gemaak daarvoor. Nou kom Jesus self in Johannes 6 vers 63, dan sê hy, die woorde wat ek tot julle spreek is gees en is lewe. Die vlees tel vir niks. Jy sien, want die vlees
match nie daai gat nie, daai voorwerp match nie, en hy kan nie daardie lewe ingaan nie. Hy sê vlees en bloed kan nie die koninkryk van God ingaan nie. Mense, so, as jy nog probeer 'n beter mens word, nog probeer aanvaarbaar, jou pogings voor God probeer lê, sal jy nie ingaan in daai werklikheid nie. Dis die aflegging van die ou mens, die aanvaarding van Jesus Christus as my lewe. Efesiërs 1:13 sê, toe julle die woord van die waarheid, die evangelie van jou redding gehoor het en dit geglo, die evangelie van jou redding, dat jy nou gered is. Jy kan nie van redding praat as iemand nog nie gered is nie. Jesus Christus is die redder, want hy het gered. Hy is die verlosser, want hy het verlos. Jy kan nog nie 'n redder wees as jy niemand gered het nie. Mense, is so belangrik dat ons gaan kyk. Hy sê in Johannes 4:24, God is gees, en die wat hom aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. So God het vir ons die regte werklikheid gegee, wat die ewige lewe kan ingaan. Nou wil ek net vir u so sê, dis baie, baie belangrik dat ons gaan kyk, wat het hy gedoen? In 1 Korintiërs 2:12-14 praat hy hiervan. Ek wil dit net vinnig vry vertaal. Hy sê, ek weet nie wat in die gedagtes van 'n ander mens aangaan nie. Hy sê, so weet niemand ook wat in God se gedagtes aangaan nie. Dis in die ou bedeling. Daarom moes God vir ons sy gees gee. Hy moes vir ons sy gedagte gegee het. Dis hoekom 1 Korintiërs 1:30 begin en sê, dis alles uit God wat ons in Christus gesit het, wat vir ons geword het, ons wysheid. Heel eerste, met ander woorde, daai denke. Hoor hoe mooi sê dit, want wie van die mense weet wat in die mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is. So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die gees van God. Dis wat ek gesê het. Ons het ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Sodat ons dit kan weet, dit kan ondersoek en kan sien, wat is my nuwe identiteit? Hy sê, daarvan spreek ons ook nie met die woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar die wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelik kan vergelyk. Ons praat baie van vergelyk appels met appels en perskes met perskes. Nou wil ons die geestelike meet met die natuurlike. Dit kan nie wees nie. Hy sê, dit geestelike dinge met geestelik kan vergelyk. Hy sê, maar die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid en hy kan dit nie verstaan nie. Hoekom? Omdat dit alles geestelik beoordeel word. Mense, dit is so belangrik as ons gaan kyk na daardie geskenke wat hierdie groot God vir ons gegee het. As jy net na daai werklikheid gaan kyk, hy praat daarvan in Johannes 17, ek gaan nou lees in vers 2 en 3, hy sê, ek is die ewige lewe. Die ewige lewe is 'n persoon. Dit is baie belangrik. Hy praat daarvan in Johannes 5 vers 24, hy sê, hy wat glo in die Seun van God, het oorgegaan uit die dood in die lewe, en kom nie in die oordeel nie. Mense, ek sien jy daar, dat jy reeds by die aanvaarding van Jesus Christus as jou lewe, aanvaar jy reeds die ewige lewe. Mense, dit is baie, baie belangrik. Kom ons kyk wat sê 1 Johannes 5. Hy sê, as ons die getuienis van mense aanneem, die getuienis van God is groter. Hoekom? Omdat dit die getuienis is van God wat hy aangaande sy seun getuig het. Wie in die seun van God glo, het die getuienis. Ons moet kyk wat beteken die woordjie het. Hy wat God nie glo nie, hierdie boodskap wat ek nou vir julle gebring het hom tot 'n leienaar gemaak, omdat hy die getuienis nie geglo het wat God aangaande sy seun getuig het. Die vryspraak, as jy dit nie glo nie, dit wat ek vanaand voorgehou het. Hy sê, dan maak jy God tot 'n leienaar. Dis nie ek wat so sê nie. 'n Mens moet hierdie werklikhede ondersoek. Hy sê, en dit is die getuienis dubbelpunt, reguit af op die man af, dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy seun. Hy wat die seun het, het die lewe, wie die seun van God nie het nie die lewe nie. Dis een van twee. Dis jou keuse. God sal self nooit iemand eendag hel toe stuur nie, maar jy sal self kies om daar uit te kom. God sal jou keuse eerbiedig. Hy sê, dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, en kan glo in die naam van die Seun van God. Mense, so belangrik, ons moenie sit en wonder, is dit 'n werklikheid of is dit nie 'n werklikheid nie? Kyk wat sê 1 Petrus 2. Belangrik, God sê elke knie sal buig. Maar nee, ons dink nou, een dag sal elke knie buig. Jy sê dit nie hier buig, want die werklikheid is uit. Die waarheid is uit. Efesiërs 4 vers 18,
Julle is geskei van die lewe van God net deur onkunde, omdat julle harte verhard. Julle is geskei weens onkunde omdat julle harte verhard. Nee, ek glo nie wat daar ou sê nie. Al lees hy dit uit die Bybel uit. Mense, hierdie is 'n liefdesboodskap vir elke mens om dit te aanvaar. Hoor wat sê 2 Petrus 1 van vers 2 af. Maar genade en vrede vir julle vermeerder word. Hoe? Deur die kennis van God en Jesus ons Here. Jy moet inligting kry. Hy sê immer sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe in Godsvrug dien. En as God sê alles, dan is dit alles. Hy het ons alles geskenk by die eerste koms. Hoe? Deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heiligheid en deeg. Vers 4. Waardeur hy ons die grootste en kosbaarste beloftes geskenk het. Deur hierdie kennis het hy vir ons die grootste en kosbaarste beloftes geskenk, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur. Baie, baie belangrik mense, dat is 'n afgehandelde werk wat hierdie groot God vir ons gegee het. Dit wat ons gelees het in die 1 Tessalonisense 5 vers 12, dat hy ons gees en siel ten volle sal bewaar. Hoor wat sê 1 Korintiërs 1 vers 4. Ek dank my God altyd. Hoekom dank jy God? Jy dank iemand as jy iets gekry het. Nie as jy sit en hoop, jy gaan iets kry as jy hard genoeg werk nie, mense. Dis nie so nie. Ek dank my God altyd oor julle vir die genade van God wat aan julle in Christus Jesus gegee is. Dit is gegee. Wanneer in Christus Jesus, 2000 jaar terug, beteken dit gaan nie nog gebeur nie. Dat julle in alle opsigte in hom ryk gemaak is, in elke woord en alle kennis, soos die getuienis aangaande Christus bevestig is onder julle, sodat julle in geen enkele genadegawe agterstaan nie, terwyl julle wag op die openbaring van ons Here Jesus Christus. Geen enkele genade, jy staan in niks agter nie. Dis 'n volheid, ons het nou gesien dat God het ons alles geskenk. Mense, so fantasties, dat ons absoluut besef, dat God het in Christus ons aanvaarbaar gemaak. Ons pas nou om in te gaan in hierdie ewige lewe, net deur die aanvaarding van hom, nadat ons die woord van die waarheid, die evangelie van jou redding, gehoor het en dit geglo het. Amen. Oh,